Goeienaand en baie welkom by Vanaand se Woord. Dit is Sondag aand net na 6 en ek groet julle hier uit Kreersdorp uit. Ons gee net so 'n oombliekie kans 'n paar mense om te kan join, dan kan ons begin met Vanaand se Woord. Goeienaand my skat, baie welkom. Goeienaand Johan, baie welkom. Ons gee net nog so 'n oomblik, dan kan ons wegspring. Goeienaand Esther, baie welkom. Goeienaand Sharon en Piet, goeienaand Leandra. Goeienaand Elizabeth. Goed, kom ons spring weg met Vanaand se Woord, kom ons sluit met ons oë. Abba Vader, dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het om vanaand net te kan stil word, Here, en net te kan erken as God en Koning, Here. En dankie, Here, dat in hierdie aand ons net kan vir U dankie sê vir soveel seëninge en blessings in oor en deur ons lewens, Here. En dankie dat U sê U is, dankie dat U is wie U sê U is, Here. En dankie dat U standvastig is, Vader, en dankie dat U ons vaste vertroue is, Here. Dankie vir die voorreg vanaand om U woord te kan hoor, Here. Dankie dat U ons U Vaderhart met ons deel, Here. En ek bid, Vader, dat ek net sal spreek dit wat van U afkom, Vader. Dankie Heilige Gees vir U teenwoordigheid in elke huis op hierdie oomblik, Vader. En dankie dat U ons elkeen bedien op U unieke manier, Here, soos wat net U kan. In Jesus naam. Amen. Amen. Goeienaand Lelani, baie welkom. Goeienaand Kerry, baie welkom. Goed, as ons dan nou wegspring met Vanaand se Woord, ek het donderdag aand bietjie bedien uit Psalm 139 en Psalm 23 en ongelukkig het die tegnologie ons bietjie gefaal en die boodskap het afgesny, so ek wil vanaand gehou, dit is eintlik 2 boodskappe gewees wat saamgehardloop het, donderdag en vanaand, so ek wil net gou 'n recap doen op donderdag aand en dan kan ons oorgaan na vanaand se boodskap toe. Goeienaand Betsy, goeienaand Rebecca. Psalm 139 vers 13 sê, For you formed my innermost parts, you knit me together in my mother's womb. I will give thanks and praise to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. My frame was not hidden from you, when I was being formed in secret and in intricacy and skillfully formed, as if embroidered with many colors in the depths of the earth. En dan sê vers 16, Your eyes have seen my unformed substance, and in your book were written the days that were appointed to me, as yet there was none of them even taking shape. So, nog voordat ons daar regtig gevorm is, het die Here ons al gevorm en hy het presies geweet dit wat hy vir ons moet gee en dit wat hy in ons moet plant. Nou ons sien hierso staan skillfully and wonderfully made and formed. So wat beteken gevorm beteken dis met sy hande gevorm. Hy het fisiese hande gevat en hy het vir my en vir jou gevorm. Nou hierdie gedeelte beklemtoon beslis God se intieme betrokkenheid by die skepping van elke persoon, van my en van jou. En dit beklemtoon die wese van 'n persoon wat binne in die baarmoeder gevorm is. Nou dis beslis 'n lof en eerbetuiging vir God se skepingskrag en is 'n erkenning van die ingewikkelde, maar yet die doelbewuste manier waarop God elke persoon tot bestaan gebring het. Die Vader het geweet wat ek en jy genodig het in die lewe. En dit is die volgende: geloof, sekerheid, tevredenheid, rus en vrede, verkwikking, lyding, vertroue, toevlug, vertroosting, voorsiening, seëning, blydskap, genade en die ewige lewe. Amen. So, Dawid, die psalmsdigter, was nie akademikus nie en hy was 'n skaapwagter toe hy die volgende psalm geskryf het. Nou, ek kan nou dink, daar in die veld, nie elke dag was dieselfde nie. So, ek dink nie elke dag het daar 'n skaapie weggehardloop wat hy moes gaan soek nie. En
Hy was sonder sosiale media en sonder 'n foon daai tyd. So wat het hy met sy tyd gedoen? Hy het geskryf, né? En hy vang in een enkele psalm vas dinge wat ek en jy kan beleef, maar wat ons in hierdie wêreld en in hierdie lewe ook nodig het. Nou, Psalm 23 sê, 'n psalm van Dawid. Ekskuus. Daar's geloof, die Here is my herder. Daar's sekerheid, niks sal my ontbreek nie. Tevredenheid, hy laat my neerlê in groen weivelde. Rus en vrede, na waters waar rus is, lei hy my heen. Verkoeking, hy verkoop my siel. Lyding, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Vertroue, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie. Toevlug, want U is met my. Vertroosting, U stok en U staf, die vertroos my. Voorsiening, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Seëning, U maak my hoof vet met olie. Blydskap, my beker loop oor. Genade, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ewige lewe, ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Nou, interessant genoeg as mens na Psalm 23 gaan kyk in die Hebreëse konteks waarin dit geskryf is die volgende woorde presies in die middel. U is met my. Daar's 26 woorde voor dit en daar's 26 woorde na dit geskryf. Nou, is dit toeval? Ek dink nie. Want die Here weet ons het hom nodig. Hy weet hy is ons middelpunt en hy wil ons daaraan herinner dat hy die middelpunt van ons bestaan is. Nou ook interessant genoeg as jy gaan kyk, 26 plus 26 is 52 en daar's 52 weke in 'n jaar. So die Here sê elke jaar is ek jou middelpunt. Van die begin tot die middel tot die einde is ek jou middelpunt. Ek is daar. U is met my. Hy herinner ons, maak nie saak wat gebeur nie, hy is daar. En die belangrikheid van sy teenwoordigheid word beklemtoon in hierdie Psalm. So as ons nou bietjie verder gaan en ons gaan kyk na 'n Nuwe Testament konteks, Matteus 1 vers 23 sê, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom noem Immanuel. Dit beteken God met ons. Nou hierdie is 'n eenvoudige naam, Immanuel, God met ons. Maar dis 'n belofte. God se belofte sê, die maagd sal swanger word. En dit herinner ons dat God altyd sy beloftes nakom. Hierdie profesie kom oorspronklik uit Jesaja 7 vers 14, eeue voordat Jesus gebore is. En dit wys ons God is getrou en hy doen wat hy sê. Die vers in Jesaja 7 vers 14 sê, daarom sal die Here self vir julle 'n teken gee. Kyk, die jongvrou sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Nou hierdie vers in Matteus en in Jesaja is hoor ons baie oor die Kerstyd, maar ons kan dit net aan die Kerstyd koppel nie, want dit is so krities vir ons elke dag bestaan. Immanuel, God met ons, U is met my. So, toe die wêreld in duisternis was en daar geen hoop was nie, het God gesê, ek stuur my seun. En hy het. En wanneer jy voel of dinge buite beheer is, onthou, God het lankal 'n plan en daai plan sluit jou en daai plan sluit my in. En hulle sal hom Immanuel noem. Nou, Jesus het baie name. Verlosser, Here, Vredevors, Voorsiener, Restorer of my soul, my Protector, my Peace, my Covering, my Covenant. Maar Immanuel, God met ons, sê iets besonders. Dis nie net wat hy is nie, maar dis wie hy is en waar hy is. Hy is met ons. Hy is nie ver weg nie. Hy is nie net in die hemel nie en hy is nie net in die kerk nie. Maar hy is met jou en hy is met my in ons pyn, in ons vreugde en in ons onsekerheid. Dit beteken as jy deur die vuur gaan, hy is daar. Dit beteken as jy hartseer is, hy verstaan. Dit beteken as jy nie weet wat môre inhou nie, hy is lankal klaar daar. Ek en jy hoef nie sterk te wees op ons eie nie. God is met ons. Ek en jy hoef nie te vrees oor die toekoms nie. Die Here is reeds daar. Ek en jy hoef nie eensaam te voel nie, want die een wat my en jou gemaak het, is by my en by jou. En hy het elkeen van ons met sy hande gemaak.
dis is ons elkeen besonder en spesiaal vir hom. Nou, in Matteus 1 vers 23 gee God vir ons 'n belofte wat alles verander. Jy is nie alleen nie. God is met jou. Nou, daar is geen plek wat ek of jy kan gaan waar hy nie is nie. Nie in 'n donker kamer nie, nie in 'n hospitaalbed nie, nie in skuld nie en beslis nie in seer nie. En soos ek nou gesê het, wanneer jy die woord Immanuel hoor, laat dit is dit 'n Kersfeesgedagte. Maar dit moet nie net 'n Kersfeesgedagte of 'n feesgetuigedagte wees nie. Dit moet 'n daaglikse wete wees. Ek is nie alleen nie. God is met my. Nou, vir my en vir jou, menslik, bou ons mure om ons harte. Wanneer ons in tye van ongeloof of onsekerheid of ontevredenheid of tye van vertroebeling is, bou ons mure van ongeloof en onsekerheid, en ontevredenheid. En daai mure moet ek en jy afbreek. Ons moet op 'n punt kom wat ons kan besef, ek het 'n muur gebou van ongeloof. Ek het 'n muur gebou wat my weerhou om te verstaan dat God my toevlug of my vertroosting is. En ons moet onsself herinner daaraan, Immanuel, God met ons. God is met ons in ons onsekerheid. Hy is met ons wanneer ons nie vertrou nie. Hy is met ons wanneer ons leiding nodig het. Hy is met ons wanneer daar voorsiening nodig is. Hy is met ons in hartseer, hy is met ons in blydskap en hy is met ons beslis in die ewige lewe. Amen. Nou, Psalm 121 vers 8 sê, die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. En hier sê hy vir ons, hier bevestig hy die allerhoogste koning van konings, dat hy die ewige beskermer is, ons uitgang en ons ingang. Dis beteken dat elke beweging wat ek en jy doen, is hy daar. Aan die begin van ons dag, aan die einde van ons dag, met elke stap wat ons neem. En dit is 'n belofte dat God ons altyd sal beskerm en bewaar, van die oomblik wat ons opstaan, tot wanneer ons gaan slaap, en daarna. Amen. Hoe awesome is dit nie net om te weet dat die Here wat hemel en aarde geskep het, wat my en jou gevorm het met sy hand, in ons moeder se baarmoeder, wat soveel kleure van sy heerlikheid in ons lewens ingeweef het, nie die middelpunt van ons bestaan is nie. En hy sê vir ons, hy is die middelpunt van ons bestaan, hy is die middelpunt van ons jaar, hy is die middelpunt van ons dag, en hy is die middelpunt wanneer ons voel, ons kan nie. Hy is die middelpunt in ons ongeloof, maar hy is ook die middelpunt in ons geloof, en hy is in die middelpunt wanneer ons hom nodig het. He is our point of reference. Amen. So ek wil graag net weer hierdie Psalm lees waarmee ek begin het, Psalm 139 vers 13. You formed my innermost parts, you knit me together in my mother's womb. I will give praise and thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it well. My frame was not hidden from you when I was formed in secret, and skillfully formed, as embroidered with many colors in the depths of the earth. Your eyes have seen my unformed substance. Nou, nog voordat ek en jy geskep is, het die Here klaar geweet wat ek en jy mee gaan deel. En hy het klaar geweet wat ek en jy nodig gaan hê. En hy het tog daai wete van, U is met my en in jou harte geplant. And in your book were written all the days of my life that were appointed to me, when as yet there was none of them even taking shape. So, dit is so belangrik dat wanneer ek en jy lewe, wanneer ons lewe en op ons dag tot dag bestaan is, dat ons sal werk aan ons verhouding met die Vader. Want daai streepie tussen my en jou se 2 datums is so crucial vir dit wat ek en jy moet kan vermag. Maar ons het klaar al die tools geestelik ontvang om dit te kan doen. Dis up to me and you, dis op my en jou, dis ons verantwoordelikheid om dit op te neem, om daai revelation te kan hê wat sê, U is met my, en te kan voortgaan, om die goeie stryd te kan stry, terwille van sy naam. Die Great Commission sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en alle volke. Nou, ek en jy het nie dalk altyd die means om na nasies te gaan nie, maar ons het die means om met mense in ons onmiddellike omgang, by die werk, by die winkel, te kan deel, in die Here se guns, se goedheid, en sy naam te kan verkondig,
because that is what we are supposed to do. U is met my. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie vir u ewige liefde en getrouheid. Dankie Vader dat u in die groot genade u Seun, Jesus Christus gestuur het, nie net as verlosser nie, maar as Immanuel, God met ons. In 'n wêreld vol onsekerheid en vrees, Vader, gee u vir ons 'n vaste waarheid. U is nie te ver of te verlate nie, maar u is met ons in ons vreugde, in ons pyn en in elke oomblik van ons lewens. Here, dankie dat u gekom het as kind, sag en nederig, met die krag om die wêreld te red. Vader, leer ons om u teenwoordigheid elke dag te herken, nie net in tye van seën nie, maar ook in tye van stilte en van swaar kry en van wag. Vader, ons bid dat die naam Immanuel 'n anker sal wees vir ons harte wanneer ons twyfel, en dat dit ons sal herinner dat u naby is. En Vader, wanneer ons struikel, lig ons op met u hande van genade. Vader, wanneer ons moeg is, wees u ons krag in ons swakheid. Dankie Vader dat u met ons is, nou en vir ewig. And Lord, we vow that all the glory, all the honor, and all the praise that we may ever accumulate in our lives be directly reflected onto you, because it's all about you, Jesus. En ons sê, amen, amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Geseënde aand verder. Totsiens.